Right, so saadbed voorbereiding, nee, is een van die belangrikste goed wat jy kan doen. Okay, daar is nie baie goed wat die Europeërs verstaan nie, maar hulle verstaan ten minste daai besigheid. Agromash se nuwe Fox, nee. Bietjie sterker gebou, bietjie dikker, al die goed uitgesuit soos ek, jy sien, daai besigheid, nee. Ek praat met Morney, hy gaan my meer vertel hoe lyk hy, en dan gaan ons sommer so 'n bietjie hier deur die Agromash stand stap en vir julle wys wat is hier alles ensovoorts. Kom ons luister. Morney, lyk dit? Goed om jou tube. Nee wat, doodstil rustig. Welkom hier in Duitsland. Dankie baie. Ons het dan vandag so effens van 'n sonskentjie as julle daar deur die ry kan kyk. Ek is baie dankbaar. Ek het al begin onttrekkingssimptome kry hier. Sê vir my, julle het nou die nuwe Agromash Fox wat julle dan nou inbring. Verduidelik my gou, wat is hierdie masjien se primêre doel? Tube soos enige hoëspoed dus is dit maar 'n stoppelbewerkingsimplement, hoofsaaklik maar om jou reste op te sny, mooi saadbed te maak. Maar wat ons opgewonde maak is met die nuwe model, as jy kyk na die hele struktuur hoe hy verander is in vergelyking met die oorspronklike BT masjiene wat ons in die verlede ingebring het. Die raamwerk is baie beter, baie sterker masjien, baie beter gebalanseerd. Ja, want en dan wat ons opgewonde maak is natuurlik nou die rolmoer opsie wat jy ook kan bysit in die voorkant. Want ek meen ja, hy het hierdie rolmoer storie wat dan hier bykom en ek like hy het lekker ek kan sien hy het 'n aggressiewe aksie. Nou net voor op daai kom ek wil gou daar agter staan ook een nê. Maar as jy kyk hierso hierso is basies hoe hy dan nou gebou is. Kom wys hulle net hoe lyk die ou BT reeks wat hulle basies het hierso. Daar kan julle sien hoe hy aan mekaar gesit is, nê. Dit is 'n baie hulle het bietjie dunner square ek wil sê balke gebruik hierso, nê? Meer 'n ligter tipe diensmasjien. Ligter tipe diensmasjien en veral ek dink as jy begin gaan na weiermasjiene toe, raak dit ongelooflik belangrik dat jou struktuur ordentlik is ek reg? 100% reg en iets wat ek net graag onder die manne se aandag wil bring is ons net kan fokus op die transportstelsel. Ja. Die agter, dit is 'n massiewe verbetering in dit wat ons tradisioneel aangewoond is. Ons het in die verlede probleme gehad met die BT masjiene. En ons het saam met Agromash gewerk en hulle het gekom met hierdie oplossing en dit maak ons bitter opgewonde om weer op te tel. Baie meer stabiel wanneer hy opgetel is want ek weet van die ou BT's het geneig gewees om so te maak terwyl hy in transport. Definitief en jy kan natuurlik sien waar jy jou wiele geposisioneer met jou middelste stel rollers. Hy hardloop voor die rollers, die masjien is baie beter gebalanseer. Het jy vir hulle 'n bietjie raad gegee daarvan welkom se kant af, net laat hulle die ding bietjie breër maak? Man, ons het vir hulle raad gegee van oral af, so. En ek wil amper sê ons het amper gedraai by klappe uitdeel, maar ons het nie nodig gehad om daarby uit te kom nie. Okay. En as ons nou kyk na hierdie want ek sien hy het actually brieke ook hierson. Kom hy by ons ook uit met brieke of spek julle hom nie so nie? Weet jy, dit is die masjien wat hier is 'n Europese spesifikasie. Uit die aard van die saak, ons het dit nie nodig nie. So ons masjiene se as te kom in sonder brieke. Dit is wel beskikbaar as 'n opsie, maar dit maak hom onnodig duur, jy weet, so. En sê gou vir my nee, as ek nou hier kyk na hierdie rollers, ek sien hy daai packer rollers wat hy het. Wat se rollers bring julle hom mee in of is dit maak dit nie kan jy hom spek? Man hy kan gespek word. Ons het tradisioneel toe ons begin het met Agromash het ons besluit op 'n enkel 12-buis roller. En dan natuurlik met jou dubbel 12-buis roller met 'n cage roller aan die agterkant, so 'n enkel of 'n dubbel roller. Maar die opsie op hierdie cage ring rollers is ook beskikbaar. Ek ons gaan 'n bietjie weer vorentoe neem want ek wil nou eintlik by die werking dan nou uitkom van hierdie storie. So hierso weet julle ook nou 'n rolmoer aan die voorkant. Is dit 'n behoefte wat julle van die boere af gehad het? Hulle sê luister hierso, ons soek daai ding dat ek nie met jou eerste probleem met 'n gewone tradisionele rolmoer is die goed's baie keer te lig. En dan kry hy ook nie regtig 'n ordentlike werking. Hy kry nie gesny penetreer hardloop eintlik maar net bo die grond. Jy kap maar net daai boonste goedjies. Maar die eintlike daai ek wil amper sê daai knoets besigheid kom hy nooit by uit om hom net 'n bietjie te halveer nie. Doen wat jy graag wil jy moet doen nie. Ek sê waar jy voordeel trek hier, jy sit met die gewig van die hele implement. Met jou dieptebeheerwiele in die voorkant, so jy kan letterlik jou diepte met jou wiele beheer en die diepte van jou rolmoer kan jy beheer.
Ek dink vanselfsprekend maak dit net sin as jy die gewig van die implement plaas op die diepteroller. Ek bedoel op die rolmuur. Ja. Gaan jy baie beter effek kry. En jy sien wat ek van hou is ook nie, is hierdie goeders is nie almal aan een nie. Dis nie uiteindelik 'n baie klein area, nê, waarop hy sy gewig sit. En ek meen as een van hierdie goeders breek, dan vervang ek net hom en dis dit. En dis dit, ja. Nie die hele lang Dis besigheid korrek, ja. of hy 'n snaakse shape wat my op die einde van die dag kan skroef. Worst case scenario kan ek 'n flatbar daarin sit as ek nou regtig. As jy regtig nou vasbrand, maar die lekker ding, jy kan weer sien soos met die ou masjiene ook, heeltemal maintenance free. Elke bearing of laar op hierdie masjien is heeltemal geseël. Ja, Daar's geen grease nipples nie. Dieselfde geld vir jou rolmuur aan die voorkant, selfde vir jou tersiêre rollers op die agterkant en dan uit die aard van die saak die geseelde eenhede op die skorrels. nou gepraat van die skottels, en ek het vir hulle daar daai bearing wys. Gepraat van die skottels nie, want ek sien die hanger. Jy sê dis al 'n rukkie so, maar ek sien die hanger het so 'n bietjie verander van die eerste masjiene af en as jy hom hier van voor af kyk, nê? Hy het glad nie 'n aggressiewe angle waarop hy is, laat hy nou gaan verskriklik vir my as ek hom so kyk, hierdie masjien is nie gebou om goeders in te werk in die grond en as ek dit so kan stel nie, nee, is ek reg? Bloot 100% 'n stoppelbewerkingsimplement en ek dink daar's baie in baie gevalle raak die ouens die mekaar met 'n dis en 'n hoëspoed dis wat eintlik 'n skottelbewerkings of 'n implement is. Verskoon my tog, 'n stoppelbewerking, Ja. skottelstoppelbewerkingsimplement. So wat hierdie masjien nou uniek maak is jou aksie wat jou rolmuur gee aan die voorkant. Hy doen klaar jou primêre bewerking. Jy het dan jou sny en jou meng aksie met jou skorrels met 'n 1 meter spasiering tussen die skorrels voor en agter, so materiaalvloei is baie goed. En dan uit die aard van die saak het jy dan nou jou rollers aan die ander kant. Ek wil net graag belangrik net beklemtoon as jy net wys watse veranderinge hierdie fabriek gaan doen. As jy spesifiek kyk na hoe jou rollers gemonteer is op die implement, hier's niks meer wat kan verkeerd gaan. Met die vergelyking met die ou tradisionele rollerarms wat beweeg nie. Die manier hoe hierdie goed vas is op die balke. Hy's baie robust gebou. Jy weet so in weer eens om terug te kom na jou transportstelsel aan die agterkant. Dit maak ons baie opgewonde. Ek dink ons het 'n wenner hierso. Uitstekend. Okay, en dan net so vinnig ons stap hierso deur. So ek meen hierso het hulle hierdie ploeg het ek nou gestaan en kyk nee, hy's actually nogal gebou om te hou, nê. As jy kyk daai casting en daai goed wat hulle hier voor het. Baie cool. Weet jy of jy lus is om brood te verkoop nie? Ons het al van hulle in die mark. Ons het al van hulle verkoop. Hy doen geweldig goed. Baie bekostigbaar om te onderhou. Ons dra al die onderdele in voorraad. En interessant, iets wat vir ons 'n goeie punt is van Agrimas, bitter min komponente word uitgekoop. 99% van die komponente op elke liewe implement wat op die stalletjie is, word in Agrimas se fabriek vervaardig. So onderdele en backup diens is nie 'n probleem nie. En ten minste, hulle is in vermoë om die terugvoering wat jy vir hulle gee te kan vat en actually iets aan te doen. Definitief. Kom ons kyk gou hierso. Nou begin hierdie plek besig raak skielik, nê. Nee. Okay, hierso het ons die runner. Julle het al 'n paar van hulle in die veld. Wat s'ie ouens se terugvoer? Werk baie mooi, waarde vir geld tube. Nog 'n ding wat ek vir jou kan noem nou, ons het nou begin met die nuwe swaardienspunte ook. Hy's bietjie duurder, maar hou baie langer. Tradisioneel het hulle eers 'n baie dunner punt gehad wat die ouens natuurlik baie meer gereeld moes vervang. Goedkoop koop is mos nou maar duur koop aan die einde van die dag. So dis een van die oplossings wat die fabriek mee vorendag gekom het en ja. Ons het al 'n klompie van hulle wat hardloop in die veld en daar's nog 3 containers op die water. Sien, so as jy tandbewerking soek en dan uit hierdie mengskorreltjies hier agter, nê. Nee. Wat dan basically te maak, so hierdie ding is letterlik, ek neem aan as jy hier 250 rond wil werk,
Ja, so hoe hierdie ding gespek is, met die vlekkies kan jy 250 werk. As jy dieper wil werk, haal jou vlekkies af. Jy hou jou mengaksie rysterplaat op die agterkant, dan kan jy afgaan tot op 350 mil. Awesome. Kom ons kyk wat gaan daai kant aan, want dis 'n ander interessante masjien. Kyk hierdie is so basies. Ek neem aan net kombinasie hoë spoed dus met 'n saadkas wat fynsaadplanter dan op is. Dis korrek, ja. One pass einde van die storie. Dis hy. Sjalle hierdie kant as jy nou 'n bietjie meer wil doen, nou daar's die groter skottels, dan kan jy hom nou meer aggressief by uitkom. En hier's ook 'n tipe van 'n rolmoer. Ek wil amper sê dis dis 'n vibroflex wat nie gaan pak hier, nê, want hy's klaar fyn gesny in die tyd wanneer hy by die tande uitkom. Is dit maar min of meer wat dit is, maar dis 'n bietjie van 'n ek meen 'n baie as ek hom gaan kyk, dis 'n swaarder dienstand, ja. Swaarder dienstand, dis nie vir net jy gaan onkruidbeheer kry uit hom uit plus jy gaan dit bietjie losmaak, seker reg. En natuurlik stoppelbewerking in dieselfde tyd, saadbed maak. Ja. Ek sou sê heel waarskynlik vir in plaas van bietjie minder materiaal. Maar die vraag is want dit is nie 'n vibroflex nie. Nee. Okay. So as jy nou kyk na hierdie tande. Ek sou sê is meer 'n buitelploeg met vlekskaartjies. Die crux is ons het nog nie so 'n masjien sien werk in Suid-Afrika nie. Nee. So ons weet nie regtig wat hy doen nie. Nee, daar's elke masjien het maar sy plek, jy weet, so ons kies baie versigtig wat se implemente ons inbring in die land in. Alles is natuurlik beskikbaar, maar ou moet iewers met 'n ou streep trek en besluit waarop wil 'n ou fokus en waarop wil jy spesialiseer. So as jy in die mark is vir so 'n tipe masjien en jy het nou al hierdie ding begin dink het, nê, dat jy nou 'n ding soek wat so werk, dan kan jy nou met Morney hulle praat wat hulle het nou so ene. Maar dit gaan interessant wees. Eendag sê hulle seker so 'n inbring, gaan ons kyk wat doen hy, nê. Verseker. Ons is nie bang om te probeer nie. Right, okay, en dan hierso is maar net gewone fynsaadplanters. Nee, seker. Dis korrek, ja. Dis wat daai in die pad. Dis nou die nuwe generasie. Hulle het begin op die SR300. Jy sien hier is die SR301. Ja. So daar's so 'n bietjie upgrades wat gedoen is ten opsigte van bakwerk en daai tipe van goed. Dit is nou maar 'n nuwer model, maar jou basiese beginsels bly dieselfde. En dan sê my hierdie paraplaus. Jy het nou iets gesê van hulle actually in Natal loop hierdie goed nogal redelik. Weet jy, ek weet 'n paar jaar terug het daar 'n klomp verkoop in die Bergwil Winterton area. Ek weet nie of hy stadig gedood gesterf het nie. Ek weet nie of hy reg bemark was of nie, maar ja, definitief iets wat werk. As hy nie gewerk het, sal hy op die skou gewees het. Hy sal sy plek hê. Verseker. Sê my laaste ding net so vinnig rondom Agramash. Ek weet jy het nou 'n bietjie dieper gesprekke met hulle gehad en al die goeters. Hoe lyk die toekoms van die maatskappy? Ek het met een van die Duitsers hier rond gepraat. Toe sê hy nee, hulle het 'n baie goeie seisoen gehad. Ja. Terwyl van die ander ouens sukkel soos ek dit hoor hier in Europa. Hoe dink jy lyk die toekoms van Agramash as sulks? Oor die algemeen is die maatskappy besig om te groei teen 'n fenominale tempo. Hulle is nou weer besig om 2,5 hektaar skoon te maak vir ontwikkeling. Ja. Op hierdie stadium is die fabriek reeds ongeveer 8 hektaar onder dak, heeltemal geautomatiseer. Daar's versekerde toekoms. Die ouens is baie aggressief wat tegnologie aanbetref vir die pad vorentoe. Aan die agri-pieces kant in Suid-Afrika kan jy maar weet, ons gaan aanhou ons gaan meer aggressief wees met die Grizzlies in 2026. Ook beskikbaar tot en met 'n 7 meter. Dan die Runner X gaan beskikbaar wees tot op 'n 7 meter. Ons het al 'n redelike paar navrae gehad. En dan uit die aard van die saak, soos jy nou klaar weer die Fox masjien wat ons gaan bekendstel van 'n 6 meter af tot op 'n 8 meter. Right, dit is Morney hierso van Agri-Pieces /Agramash hier by Agritechnica. As jy daai Fox is nogal actually dik gebou. Soos jy weet as jy hy stoppels net so daai boonste stukkie wil insit, daar's definitief 'n masjien om na te kyk. En wel,
So ek sê, daai siena, ek sal nou like om daai siena deur die grond te sleep iewers en te kyk wat hy actually doen. Maar as jy belangstel, een van hierdie goeders, linkie bo of hier onder, kom met hulle in kontak. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.